Volgende lees ons uit die Ou Testament, Ester hoofstuk 8. Die Jode kry die reg om hulle te verdedig. Ester 8 vanaf vers 1. Dieselfde dag het koning Ahasveros die eiendom van Haman, die vyand van die Jode, vir koningin Ester gegee. Ester het aan die koning vertel hoe Mordegai en haar verwant is, en hy het toe voor die koning verskyn. Die koning het sy seelring afgehaal wat hy by Haman teruggevat het en dit aan Mordegai gegee. Ester het toe vir Mordegai oor die eiendom van Haman aangestel. Ester het weer met die koning gepraat. Sy het voor hom gekniel, gehuil en om genade gesmeek. Sy het hom gevra om die bose plan wat Haman die Agagiet teen die Jode beraam het ongedaan te maak. Die koning het die goue scepter wat na Ester toe uitgesteek en sy het voor hom gaan staan en gesê: As die koning het goed vind en as hy my goedgesind is, en as dit vir reg lyk en nie van my hou, laat skryf dan ander briewe om die briewe met die plan van Haman seun van Hammedata die Agagiet te roep. Hy het daarin geskrywe dat die Jode in al die provinsies van die ryk uitgeroei moet word. Hoe sou ek kon toekyk as my volk deur so 'n ramp getref word? Hoe sou ek kon toekyk as my familie uitgeroei word? Koning Ahasveros het toe vir koningin Ester en vir die Jood Mordegai gesê: Ek het Hamans eiendom vir Ester gegee en hom laat ophang in die galg, omdat hy die Jode wil uitroei. Skryf dan julle nou maar vir hulle wat julle goed dink aan die Jode. Skryf dit in my naam en verseël dit met my seelring. 'n Proklamasie wat in die naam van die koning uitgevaardig is en met die seelring verseël is, kan egter nie geroep word nie. Dus die skrywers van die koning dadelik ontbied. Dit was op die 23ste van die 3de maand, die maand Sivan. Hulle het alles neergeskryf wat Mordegai die Jode, die verteenwoordigers van die koning, die goewerneurs en die leiers in die 127 provinsies van India af tot by kus wou beveel. Hulle het aan elke provinsie in sy eie skrif geskryf en aan elke volk in sy eie taal. Ook aan die Jode het hulle in hulle eie skrif en taal geskryf. Mordegai het geskryf in die naam van koning Ahasveros en die briewe verseël met die seelring van die koning. Die briewe is uitgestuur met boodskappers op resiesperde uit die koninklike stalle. Die briewe het gelei dat die koning aan die Jode in alle stede die reg gee om by mekaar te kom en hulle te verdedig. Hulle kon enige gewapende mag van enige volk of provinsie deur wie hulle bedreig word voor die voet uitroei, op kinders en vrouens en op almal se besittings beslag lê. Dit alles kon hulle doen in al die provinsies van die koning Ahasveros op een bepaalde dag, die 13de van die 12de maand, die maand Adar. Die proklamasie moes in elke provinsie as wet afgekondig word en moes aan alle mense bekend wees, sodat die Jode op die bepaalde dag gereed kon wees om hulle op hulle vyande te wreek. Die boodskappers op die perde uit die koninklike stalle het toe baie haastig vertrek, ooreenkomstig die koninklike bevel. Die proklamasie is uitgevaardig in die vestingstad Susan. Mordegai het van die koning al weggegaan in 'n koninklike kleed van blou en wit linne met 'n groot goue kroon op en die mantel van fyn linne en pers stof aan. Die stad Susan het gejubel en gejuig. Vir die Jode was daar weer lig en vreugde en blydskap in die gevoel van eie waarde. In elke provinsie, in elke stad, oral waar die besluit en proklamasie van die koning bekend geword het, was daar vreugde en blydskap onder die Jode. Hulle het maaltye gehou en fees gevier. Ook het baie mense uit ander volksgroepe Jode geword, omdat hulle skrikvanger was vir die Jode.
Ester hoofstuk 8 in die 83 vertaling. Die verhaal van Ester en ook dan Mordegai, maar ook van koning Ahasveros en Haman. Haman wat hulle die Jode se ondergang wou bewerk. Maar met die toetrede van Ester en Mordegai, ja, en kan ons sê dat ons duidelik die hand van die Here sien, is dit afgeweer. Maar ook dan baie interessant, konkreet, die laaste vers, Ester hoofstuk 8, die laaste vers. Hulle het maaltye gehou en fees gevier. Ook het baie mense uit baie ander volksgroepe Jode geword, omdat hulle skrikbevange was vir die Jode. Duidelik was die hand van God ter sprake en ingrypend in hierdie Jode se lewe. En daarom het ander mense skrikbevange geword en ook Jode geword. En tot vandag toe nog is ons God almagtig, wat ander mense kan sien as hy werk. Kom ons maak dit ook bekend in elke volk en taal en nasie waar ons gaan. Hierdie gedeelte was dan Ester hoofstuk 8 in die 83 vertaling. In die Ou Testament lees ons verder vanmôre Ester hoofstuk 9. Die Jode maak hulle vyande dood. Die 13de van die 12de maand, die maand Adar, het aangebreek. Dit was die dag waarop die besluit en proklamasie van die koning moes uitgevoer word. En die dag waarop die vyande van die Jode gehoop het om hulle te oorweldig. Die omgekeerde het egter gebeur. Die Jode het hulle vyande oorweldig. Die Jode het bymekaar gekom in al hulle stede en al die provinsies van koning Ahasveros om hulle te verdedig teen almal wat hulle ondergang soek. Niemand kon voor hulle stand hou nie. Al die volke was skrikbevange vir hulle. Al die leiers in die provinsies, die verteenwoordigers van die koning, die gouverneurs en die ander in diens van die koning, het die Jode gesteen omdat hulle bang was vir die Mordegai, want hy het 'n hoë posisie aan die hof beklee. Dit het deur al die provinsies geword dat hierdie Mordegai al hoe meer mag gekry het. Jode het onder al hulle vyande 'n groot slagting met die swaard aangerig. Hulle het hulle doodgemaak en uitgeroei. Hulle het met almal wat vir hulle haat gemaak wat hulle wou. In die vestingstad Susan het die Jode 500 man doodgemaak. Hulle het ook vir Pasan, Data, Dalfon, Spata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai en Moesata, die 10 seuns van Haman, seun van Hammedata, en vyand van die Jode, doodgemaak. Op hulle besittings het hulle egter nie beslag gelê nie. Dieselfde dag nog het die koning berig gekry van die getal mense wat in die stad Susan doodgemaak is. Hy sê toe vir koningin Ester: in die stad Susan het die Jode 500 man doodgemaak, en ook die 10 seuns van Haman. Wat sou hulle nog aan die ander provinsies van my ryk gedoen het? Is daar iets wat jy nog wil vra? Dit sal aan jou gegee word. Het jy 'n verdere versoek? Dit sal uitgevoer word. Ester sê toe: as die koning het goedvind, laat die Jode in Susan toe om ook môre te doen wat hulle vandag kon doen, en laat die lyke van 10 seuns van Haman in die galg ophang. Die koning het bevel gegee dat dit gedoen moet word, en so 'n proklamasie is in Susan uitgevaardig. Ook is die lyke van die 10 seuns van Haman opgehang. Die Jode in Susan het toe ook op die 14de van die maand Adar bymekaar gekom. Hulle het in Susan nog 300 man doodgemaak, maar nie op hulle besittings beslag gelê nie. Die Jode in die ander provinsies van die ryk het intussen bymekaar gekom en hulle verdedig. Hulle het die bedreiging wat deur hulle vyande afgeweer en van hulle haters 75.000 man doodgemaak, maar nie op hulle besittings beslag gelê nie. Dit het gebeur op die 13de maand van Adar. Op die 14de van die maand het hulle gerus en dit 'n dag van feesviering met die vreugde gemaak.
Die Jode in Susan het egter op die 13de en op die 14de van die maand by mekaar gekom. Hulle het eers op die 15de van die maand gerus en dit 'n dag van feesvieringe en vreugde gemaak. Daarom maak die Jode ook op die platteland en die wat in klein dorpies woon, die 14de van die maand Adar, 'n dag van vreugde en feesviering, 'n feesdag waarin op hulle met mekaar eetgoed stuur. Hierdie gedeelte dan Ester hoofstuk 9 vanaf vers 1 tot by vers 19. 'n gedeelte wat kragtig is om te wys hoe die Here ook die vyand van die Jode in hulle hand oorgee.